Jesus het geestelik gelei. Hy is gespot, maar hy was ook volkome mens, na liggaam. Op pad na die kruis word dit duidelik dat hy volledig mens was. Matteus 27 vers 31. Nadat hulle hom klaar gespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Enige pogings om meer van Simon te sê as wat die Bybel doen, is bloot spekulasie. Wat ons weet is dat hy 'n algemene Joodse naam Simon gehad het. Hy was waarskynlik vanuit sy tuisdorp Sirene, wat in Noord-Afrika, vandag Libië geleë was, vir die Paasfees in Jerusalem. Hy het volgens Markus 2 seuns gehad, met die name Alexander en Rufus. Van Rufus en sy ma lees ons positiewe getuienis van Paulus in Rome, Romeine 16. Van Alexander lees ons in Handelinge en in 1 en 2 Timoteus, maar dan ongelukkig negatief. Of dit dieselfde Rufus en Alexander was, weet ons nie. Beide name was algemeen bekend in daardie tyd. Dit bly egter merkwaardig dat 3 van die 4 evangelieskrywers melding maak van die gebeure. Johannes verhaal dat Jesus sy kruis self gedra het. Daar kan eintlik net een rede wees waarom dit so prominente plek in die verhaal inneem. En dit is om te verhaal dat Jesus, hoewel hy die kruis aanvanklik gedra het, later fisies nie meer in staat was om dit te dra nie. Die verhaal is opgeteken om ons mee te deel hoe erg Jesus se fisiese lyding was. Hy het nie die vorige nag geslaap nie. Hy is in boeye van een verhoor na 'n ander geneem. Hy is deur die Jode met die vuis geslaan en in die gesig geklap. Na die verhoor deur Pilatus is hy gegeesel met 'n sweep met verskillende touwtjies waarin glasstukke of metaal vasgemaak was. Hy het waarskynlik die gebruikelike 39+1 hou verduur. Daarna het die horde soldate 'n doringkroon op sy kop gedruk en hom met stokke oor die kop geslaan. Nou kan sy liggaam nie meer nie. As iemand gedink het, Jesus was 'n menslike kragman wat fisies van sy Joodse vyande gaan ontslaa raak, bewys hierdie deel van die verhaal hulle verkeerd. Na sy ware menslike natuur het hy vaak en moeg en honger geword. Het regtig gebloei, hy het pyn verduur. Nou word die lyding ondraaglik. 'n Voorteken van wat nog aan die wrede kruishout sou gebeur. Daar sou hy uitroep van die dors, wanneer hy bloed verloor, en sou sy liggaam ingee, wanneer hy werklik liggaamlik sterf. Troos lê nie in Jesus se fisiese krag en mag nie, maar in die fisiese liggaamlike opstanding uit die dood. Sy tenwoning moes afgebreek word. Sy aardse liggaam moes ingee. Hy moes doodgaan. Jesus is nie maar 'n aardse Superman, Batman, Iron Man of Spider-Man nie. Hy het nie gekom om jou met brute krag vir altyd liggaamlik sterk en gesond te hou en vir altyd in hierdie fisiese liggaam te laat lewe nie. Hy het juis gekom omdat ons nie vir altyd in hierdie liggame van ons kan lewe nie. Hy het fisies in ons plek kom ly en sterf, om die deur na die ewige lewe oop te maak, waar ons in verheerlikte liggame ewig sal woon. Onthou dit, wanneer jou liggaam vandag swaar kry, wanneer jy moeg word of seer het, wanneer jy ouer word en jou liggaam eenvoudig nie meer verder kan nie. Onthou dit wanneer jy langs die siekbed van jou geliefde staan
en sien hoe hy of sy liggaam net nie meer verder kan nie. Ek en jy in hierdie fisiese liggaam is ook verlos. Ons sal in verheerlikte liggame vir altyd saam met Christus lewe. Goeienaand.